Goeiemôre julle, dis Werner hier van Bitcoin en Goeders en ek praat vandag met Dr. Gideon Groenewald. Hy is 'n argeoloog, wat? Paleontoloog. Ekskuus, ek kry nie goed verkeerd. En ons is hier in Clarence in die Vrystaat en hy gaan 'n bietjie praat oor sy vak, dinosourusse, prehistoriese lewe en dinge en hoe die evolusie van die dier dalk kan correlate met die evolusie van geld. Van geld, absoluut. Absoluut. Ja, die groot ding wat ons as mense moet besef is dat jy weet hierdie hele boei oor die evolusie gaan eintlik oor 'n menslike teorie wat 'n ou 200 jaar gelede uitgedink het oor hoekom 'n klomp vinke bekkies het wat klein is en bekkies het wat groot is op een eiland. Toe sê hy die vinke met die klein bekkies eet saad en die vinke met die groot bekke, hulle eet insekte want hulle het 'n groter of wat ook al, die bekke verskil omdat hulle verskillende goed vreet. Yes. Maar aanvanklik was daar net een soort vink op die eiland. Okay. En die vinke wat nie kon saad vreet nie en net bessies kon eet, het in 'n sekere groep die bessies gevreet. En hulle het met mekaar geteel. En hulle het nie geteel met die wat saad eet nie. So nou het jy twee populasies van vinke op die eiland. Nou uit een uit het jy nou twee. En so kan jy deur al die geskiedenis van die tye kan jy gaan kyk na die natuur wat op sy eie goed verander sodat die een ding aanpas om beter te kan oorleef in die omgewing waarin hy voorkom. So byvoorbeeld as ek nou 'n ou is wat baie dors word en ek moet in die Namib-woestyn leef, dan is dit nogal redelik goed as ek 'n gat kan boor om water te kry. Yes, ja. En die ouens wat nie gate kan boor nie, moet iemand kry. Moet dit of iemand kry of hulle gaan dood. Ja. Nou op die manier het die evolusie teorie ontstaan. Nou my persoonlike gevoel is dat die skepingsverhaal wat in die Bybel geskryf is, gaan oor die filosofie van die lewe. Hoe verander die lewe in terme van dit waarom die lewe draai. En dit waarom die lewe draai is nie vleis en bloed nie. Jy weet, my vrou is oorlede en my vrou is nog hier. Sy is elke dag hier, maar sy is nie meer in liggaam hier. So wat 'n mens vir jouself moet sê is dat die mens en dit wat jy nalaat vir jou kinders, dit kan nooit ooit verlore gaan nie. Tensy jou kinders nie nageslag het nie, dan eindig jou invloed op die aarde. So dra elke ding wat ons doen, dra oor tot die volgende geslag. Maar dit is ook goed wat jy verkeerd doen. Sal jy lees in al die heilige geskrifte, het 'n effek tot in die 4de geslag na iets wat jy verkeerd gedoen het. So geld wat my betref is absoluut iets wat bestaan in die verbeelding van mense. En soos wat geld geëvalueer het van 'n tyd wat jy 'n sak koring geruil het vir 'n slagskaap. Of jy 2 sakke koring geruil vir 'n bees. Of jy het 4 sakke koring geruil vir 'n koei met 'n kalf. Of jy 10 sakke koring geruil vir 2 koeie en 'n bul. Of jy het 400 sakke koring geruil vir 'n span osse en 'n ossewa. En 2 stukkie. Jy weet, en nee, maar jy het net geruil. Totdat een of ander agtergekom het, maar Jesus, ons almal kweek nie koring nie. So wat het ons nou in die plek van die koring begin sit? Toe begin hulle soek vir die skaarsste minerale. En toe het hulle begin fool's gold, toe het hulle begin, in Suid-Afrika, het hulle eers fool's gold begin gebruik. Nou dis ystersulfiet, hy het geen waarde. Maar die hele Karoo lê vol fool's gold. En die ouens het die fool's gold gevat en dit vir mense aangebied vir goud. En hulle mekaar doodgemaak vir die goed. Maar hy het geen waarde nie. Maar nie beter geweet. Toe kom 'n ou in Johannesburg en hy ontdek genuine goud. En toe kom die grootste oorlog in Suider-Afrika was oor goud en diamante. Dis toe die British Empire, die Britse koninkryk het besluit, maar hierdie goud en hierdie diamante is nou die koningin se. Toe stuur sy mense op skepe 3 maande ver van haar af om hulle lewens te kom gee dat sy goud in haar kroon kan kry. Nou sit hulle met die Britse kroon met hierdie grootste diamant op aarde
waarvoor ek weet nie hoeveel duisend mense hulle lewens gegee het nie. En nou as daai kroon in 'n vuur val, dan is hy binne 10 sekondes weg. Ja. Dan het hy geen waarde nie. Ja. So alle geldwaarde wat my betref, sit in ons brein. Dis suiwer, dis goed wat ons verbeel bestaan. Ja, dis ons basies perceived value, wat jy die waarde wat jy daaraan heg. Dis reg. Dis net wat jy sê, jy weet, is vir my is R1 is presies dieselfde werd wat 'n ou in Londen is 1 pond werd is. Precies, maar dit beteken wat vir daai ou op hierdie stadium R17 werd is vir my in Suid-Afrika is hy R17. Vir die ou in Engeland is hy net R1. Ja. Want hy verdien net soveel as ek in ponds wat ek in rand verdien. Dit werk as jy Engeland toe gaan, dit help nie, jy gaan regtig goed om nie want jy gaan mal word. R200 vir 'n burger betaal, wat jy dit gaan nie vir werk nie. Maar as jy daar werk jy vir pond en so aan. Ja. Dis waar die Bitcoin inkom. Soos ons nou gepraat het, 1 Bitcoin sal altyd 1 Bitcoin wees. Maak nie saak in wat se geldeenheid jy omsit nie, hy sal altyd 1 Bitcoin wees. Mense vra ons baie kere wat sal 'n Bitcoin in die toekoms wees? Hy sal net altyd 'n Bitcoin wees. Ja. Maar dit gaan oor die willing buy, willing seller. As daar genoeg omdat Bitcoin finite is of net soveel sal wees, soos goud, daar is net soveel goud. Soos jy nou gesê die mees waardevolle metaal was gebruik en dit was goud. Maar omdat die Nixon in 72 toe hy die gold standard weggevat het. Ja, toe goud sy waarde as die standaard verloor het. Toe begin hulle aan iets anders dink en op die einde van die dag deesdae is die dollar waarde 'n soort van amper standaard. Ja, maar die dollar het nou waar hang jy nou die dollar? Want wat gaan jy nou vir die ou sequoia-boom aanbied as die waarde van 'n dollar? Gaan jy vir die ou olie aanbied vir die hoeveel olie is 'n dollar? Hoeveel sequoia-bome hout is olie? Of is die dollar deesdae 'n absolute denkbeeldige ding wat nie eintlik bestaan nie? Want as jy praat van $2 biljoen, hoeveel sakke dollars moet jy gaan haal om vir my $2 biljoen in my kamer te sit? Dis ook om 'n cashlose of alles is gaan oor elektrisiteit. Transfers. Daar's nie meer geld in. Daar's nie geld wat skryf. Dit is onmoontlik dat hulle geld kan. Ek kan nie bank toe loop en sê ek soek R1 miljoen en ek moet my vriend R1 miljoen betaal. Die enigste in Suid-Afrika wat dit natuurlik nou lekker reg kry is die Stokvel mense. Hulle sit alles onder hulle bed in fisiese geld. Ja. Dit word begrawe in fisiese geld. Maar nou die probleem wat daai mense verlede maandag ondervind het, is hulle geld onder die bed was sê R10 se geld was nou onder die bed. Vrydag was hy selfe R10 was nou net R4 werd. Presies. So nou is daai trommel vol geld word al hoe minder. Volgende week kan hy omslaan en hy kan skielik R100 werd. Jy weet, maar daar's geen stabiliteit. Selfs soos in ergens ek het berig gehoor van ergens in China. Jy hou sy geld in keramiek potte. Ja, potte. Ja. Dit is 'n virus of 'n ding goed dit word of goggos dit goed opgeëet. Al sy geld weg. Ja. Soos 'n hele rykdom is in sy piek. Ja, is in die wurms opgeëet. Wat lekker is met Bitcoin byvoorbeeld is jy kan daai geld kan jy in jou memory stick of jy kan Bitcoin kan jy op jou memory stick sit, jou hard wallet. Ja. Jy kan oor die grens gaan in Engeland toe en Amerika toe waar jy daar jy nog steeds hoeveel Bitcoin jy het. Net besop dat jy nie jou stiek naby jou battery van jou kar bring of naby die alternator. Gelukkig is daar so dinge soos die mnemonic phrases wat jy kan hom retrieve, jy kan hom weer terugkry. Ja, ek het net 'n probleem as daar magneetveld omskommeling is wat ons weet kom, want elke 10.000 jaar swaai die aarde se magneetveld om. Dan word noord-suid en suid word noord. Dan gaan alle elektroniese vir 2 sekondes om te swaai, moet hy afskakel. Hy het nie 'n keuse nie. Jy kan nie 'n magneetveld omdraai as hy nie 0 is nie. Hy gaan deur 0 moet gaan. En dan skakel alle elektronika vir daai oomblik aan en weer af. Dan hy gaan jou rekenaar gaan weer werk, maar vir 'n sekonde gaan hy alles verloor en dan sy blank en dan moet jy hom weer laai.
Ja, dit kan mens moet net in ag neem dat die alles wat elektronies is, maak nie saak waar jy dit gebeere het nie. Of dit nou op stokkies is en of dit op skywe lê en of dit op rekenaarstelsels lê. As die magneetveld omswaai. Dit is hoekom Musk en daai ou in Engeland wat sy naam nou die twee Neil Einsteins. Hulle is nou dringend besig. Hulle wil binne die volgende 6 maande wil hulle 8 satelliete hê wat om die aarde wentel wat buite die magneetveld van die aarde beweeg. Sodat as die veld omswaai, dan word die data nie verwoes nie. So hulle werk nou daaraan. So ons behoort binne 8 maande daar te wees. Nou geologies kan die veld enige oomblik nou omswaai. Ons is presies 10.000 jaar weg van waar hy laas omgeswaai het. So hy kan letterlik enige sekonde omswaai. Maar hulle is besig om nou die stasies te ontwerp wat nou gaan opgeskiet word in 8 maande. Waar in die buiteruim in, laat hulle daar gaan fungeer, laat hulle is nie aan die aarde se magneetveld gekoppel. Okay. So die rekenaars hardloop in kapsules wat hulle eie magneetvelde het. En dit beteken daai data sal veilig wees. Dis reeds in 1938 voorspel. Laat ons hierdie noonsfeer gaan hê van kennis wat die aarde omring. En net die mense met die regte kennis kan uit daai kennisveld data intrek. Maar as hy afgeskakel word, dan gaan dit net die mense wees wat 'n veld buite hom het. En dis nou hierdie twee, ek kan nie wat sê ou Sanders of iets, maar Musk is die een ou. Dink is ek sien nou sê wat sy van is ek dink is Lawrence of iets. Maar hy sit nie nou. En die twee ontwerp nou rekenaars wat hulle in kapsules gaan uitskiet na die buiteruim, laat hulle nie aan die aarde se magneetveld gekoppel is nie, maar aan die son se veld. En die son se veld, hy wissel net elke 320 miljoen jaar wat hy omswaai. So dis nou 'n bietjie lank van ons. Dis 10.000 jaar is mensheid. 10.000 jaar is ons weet van baie beskawings wat voor 10.000 jaar terug bestaan het. Baie, daar was honderde. So ons Suid-Afrika het van byvoorbeeld 4.000 jaar gelede af weet ons het die oorblyfsels in Suid-Afrika van 6 civilizations wat verwoes is vir een of ander rede. Maar waarvan ons die oorblyfsels kan kry. En die laaste een was nou Shaka. Die 1836 is die Shaka Empire het as gevolg van 'n tekort aan water het hy verwoes. Die Zimbabwe-Ines is ook water, Makumbukwe is ook water. Die mense het sonder water gaan staan. En 'n mens leef net 36 uur sonder water. Dan is jy dood. En wat gebeur het is die faksies het mekaar vir water doodgeslaan. En dan die interessantheid is die mees gevorderde civilizations word die ergste deur 'n tekort aan water geraak, want hulle wag vir die kraan om water te gee. Terwyl jou mins gevorderde persoon weet jy kap 'n klip in die water loop uit. Gaan stroom. Jy gaan grou dit onder die grond. So hoe minder gevorderd jy is, hoe groter is jou oorlewing as hierdie droogtes jou tref. Nou Suid-Afrika is nou in die 4de jaar van 'n 10 jaar droë siklus. So ons het nog 6 jaar wat ons water moet oppas voordat die eerste reën kom. Maar dis die siklusse en die geld, soos jy net nou gesê het, ek persoonlik glo dat geld is net soos enige ander ding wat deur die evolusie beheer word. Geld evolueer. Die waarde van geld is siklusse. En so jy weet die Bitcoin of jou elektroniese geldeenheid is die nuwe geld. Ons kan nie, ek meen jy kan ons nou nie as 'n hoender 'n eier lê en sy's besig om die eier te lê, kan jy mos nie sê die hoender lê nie meer 'n eier nie. Die Bitcoin op hierdie stadium is besig om die nuwe geld te word, of jy daarvan hou of nie. Jy weet, dis 'n realiteit. Of jy gaan dit aanvaar of jy gaan nie. Absoluut. En dis juist waar Bitcoin en goeders gaan. Ons wil die Afrikaanse mens, die Afrikaners, wil ons bietjie inlig oor Bitcoin, want ek dink die Afrikaner daar buite is bietjie eng. Hulle mense wil nie nuwe goed doen. Een ding onthou, die evolusie, die woord evolusie vir 'n Afrikaans sprekende mens, veral as hy 'n kerkmens is asof jy hom die grootste vloekwoord in die wêreld gee. Want mense glo in twee goed, of hy glo evolusie, of hy glo God maak.
die creationisme. Nou die ongeluk is dat jou wêreldmagte wat veral dan uit die Indiese groepe kom. Hulle gebruik daai verskil tussen die twee groepe gebruik hulle as 'n oorlogsmiddel. So hulle wil verdeeldheid bring tussen die mense wat glo God het die aarde geskape en die mense wat glo die aarde kan homself skape. En hulle misbruik dit om daai wrywing te gebruik tot hulle voordeel. So wat die geld betref, gaan jy vind dat sodra jy vir 'n Afrikaans sprekende, 'n stoere Afrikaans, nou moet jy onthou in my tyd was dit verbode wettiglik vir 'n onderwyser om vir die kinders te sê die woord evolusie bestaan. Die onderwysers mag nie die woord evolusie gebruik, dit was onwettig om dit te sê. Dan het jy 'n tydperk gehad tussen toe ek 40 jaar oud was tot wat ek nou 60 jaar oud is, vir 20 jaar is Suid-Afrika nou in die skole geleer dat creationisme, God bestaan nie, net die evolusie bestaan. As jy nou na 'n skoolkind toe gaan en evolusie of creationisme praat in die staatskole, het die kind geen idee waarvan jy praat nie. Want net evolusie maak die mens. God maak nie die mens nie. So, daar's nou hierdie mag. Nou as jy nou met die ou Afrikaner gaan praat, onthou nou het hy is vas in sy kop. Evolusie is sonde, dis die duiwel. God het die wêreld gemaak, so jy praat nie evolusie. Moenie met hom oor die evolusie van geld praat. Om die eenvoudige rede dat hy glo nie in evolusie nie. So jy kan nie vir hom op enige manier oortuig. Jy gaan nie 'n stoere Afrikaner gaan jy in jou lewe nie oortuig dat die geld gaan evolusionêr verander. Wat jy vir hom sal moet sê, op een of ander manier gaan jy moet oortuig dat dit is 'n daad van God. Anders dan gaan hy jou nie glo nie. Want hy gaan nie glo in die evolusie nie. Hy glo dat die geld wat nou bestaan, jy weet as jy 'n bietjie teruggaan in jou geskiedenis in, hoe het Volkskas begin? Volkskas het begin, die bank. Volkskas is as bank het nie bestaan nie. Toe het hulle die NG Kerk begin. Nou die NG Kerk is nie 'n kerk nie. Die NG Kerk se statistes is in die belastingwet van Suid-Afrika ingeskryf. Alle geld wat jy vir NG Kerk gee as jou gawe Sondag, kan jy 100% van belasting aftrek. En op die manier het al die boere vir die NG Kerk op Sondag en elke maand vir die dominee hulle tiendes gegee. En dis in Volkskas inbetaal. En daarmee is Volkskas begin. Dis 'n heilige bank. Toe word sy geld so baie dat hulle Sanlam stig. Want Volkskas was toe te groot. Nou het dit so gewerk na Mandela vrygelaat is. Het Volkskas verval. Toe gaan staan Volkskas. Toe word Absa gestig. Toe stop die boere om vir die kerk geld te gee, want Absa bestaan nie meer nie. Toe gaan staan Absa. Toe moes die regering ingryp om Absa te red. Dit was, ek weet nie, 2008 dink ek. Moes hulle ingryp om Absa te red. Want die boere het nie meer vir Absa geld gegee nie, want dis nie meer aftrekbaar van belasting. So nou moet jy daai stoere boere oortuig dat hierdie evolusie wat nou plaasvind in die geldbedryf, die rand is uitgesluit van daai evolusie. Dis nou elektroniese geld. Nou moet jy my pa gaan probeer oortuig om vir hom te sê, maar 'n rekenaar gaan vir jou besluit hoeveel geld jy het. Vergeet dit. Daai geslag moet nou eers verdwyn. Wat ons nou mee gaan moet werk is die jonger geslag. My kinders en dan veral hierdie jonger kinders. 'n Kind van 4 jaar oud kan 'n selfoon baie beter werk as ek kan werk. So hierdie dogtertjie wat nou hier aangeloop het, sy sal Bitcoin kan werk, geen probleem. Ek het 'n probleem, my pa, moenie eers probeer. Selfs my eie pa. Jy verstaan. Nou dit vir my is evolusie. Vir my gaan dit daaroor dat evolusie is nie die evolusie van vleis en bloed nie. Daarom wat 'n ou vir my sal sê, luister, van waar kom jy? Dan sê ek vir hom, weet jy, as ek nou genoeg teruggaan, 8 geslagte, dan het my oupa grootjies onder die grond in Swede gebly. Want 4 maande van die jaar was dit donker.
Al wat hulle kon doen is dink is teel. Dis al. Hulle kon dink en hulle kon teel. Ja. Toe vlug my oupa grootjie op as 'n matroos en hy kom en hy spoel uit by Skipskop. Die naaste wit vrou was 6000 myl weg. So waar kom ek vandaan? Ek kan onmoontlik nie uit Swede kom. Daar was nie vroumense van Swede naby. So en my pa kon my oupa kon nie my oupa grootjie baar. So ek is gebaar uit 'n vrou van Afrika. So dit beteken uit 'n evolusieoogpunt gesien. As jy al die pad terugloop, dan kom ons eintlik almal uit Eva uit. Dan moet sê waar kom Eva vandaan? En as ons almal uit Eva, waar kom voor Eva vandaan? En dan kom jy terug by geloof. God het sy asem in 'n wese geblaas en gesê dit is nou die mens. Maar onthou, toe sê hy maar die mens is alleen. Ek gaan 'n wese maak wat 'n hulp vir die mens gaan wees. Toe maak hy 'n mens. Toe sê hy vir die mens, daai wese, noem daai ander wese. Toe sê hy, Adam sê toe, ek sal haar woman noem, uit die man geneem. En toe sê God in daai versie, as jy Aramees lees, en toe het God die mens gemaak en hulle was een. So, jy weet, dit beteken, as ons die evolusie in 'n wetenskap vir die kinders gaan verduidelik, dan kan ons heel terugloop en vir hulle wetenskaplik bewys. Dit is God se doening. Maar die eksperiment wat God doen met die evolusie is so volmaak, dat jy kan die eksperimenteerder wegvat. Dan loop die eksperiment nog steeds. En daarom wat evolusie die twispunt word, want daar's eksperimenteerders wat nou evolutioniste is, wat God uithaal in die prentjie, dan loop die eksperiment, so jy het hom nie nodig. En dan het jy mense wat glo God het geskape, maar die evolusie is die manier waarop hy geskape het. Maar begin by hom en eindig by hom. Begin sonder hom, gaan jy sonder hom eindig. Nou met die geld gaan dieselfde gebeur. En dit is hierdie wat ek nou persoonlik beskou. Kyk, ek is te oud. Ek gaan nie hierdie generasie beleef waar rand nie meer papier gaan wees nie. Ek gaan nie die tydperk beleef waar alle geld gaan ek na 'n masjien toe loop, 'n kaartjie in die masjien druk en hy skop vir my klomp papiertjies uit wat ek of in die vuur kan gooi of ek kan 'n brood koop. Maar daai stukkies papier sigself het geen waarde. Dis stukkies papier. Dis papier, dis net papier. So, dis net geld is wel wat ons nou terugkom na die Amerikaners wat die standaard weggevat het. Daar hulle print net geld. As hulle nuwe geld nodig het, dan print hulle dit. Dis absoluut. En as hulle meer as hulle dit moet kom ons sê justify, dan hou hulle oorlog. Dis reg. Dis al. Hulle gaan soek net olie. En dis al. Hulle gaan soek 'n bietjie oorlog en dan sê jy weet in Suid-Afrika se groot oorlog is water. Ons gaan sien hoe mense oor water mekaar gaan in die volgende 6 jaar. Ons het net 6 jaar. Maar die wêreld ja, maar Suid-Afrika veral gaan in 6 jaar van nou af gaan ons water gaan jy gaan vind dat jy gaan lag R100 'n liter water betaal. In randwaarde. Ek weet nie in Bitcoin gaan jy seker 15 Bitcoins betaal, maar hy gaan altyd dieselfde Bitcoin waarde hê. Terwyl in rand, as jy dit in dollar koop, gaan jy $15 betaal. As jy in rand koop, gaan jy $1,500 rand betaal. So dit is die probleem met die geldeenhede is dat as jy Botswana toe gaan jy 10 maal meer pula vir dieselfde water betaal as wat jy in Suid-Afrika vir water betaal. Jy weet en daai ding is wat hierdie elektroniese geld uit die weg gaan ry. Dat as jy vir 'n ou gaan sê, kom ons gaan masjien toe, jy wil 10 blare hê, jy sit jou kaartjie en jy kry 10 blare. Maak saak waar jy is. En as hy vir sy kar 20 blare wil hê, dan gaan haal jy 20 blare, maak nie saak wat jy dit noem. Maar die waarde van jou geld is vasgemaak in die waarde in daai masjien se kop. Behalwe as die magneetpole omswaai, dan jy niks. Dan jy niks. En as dit gebeur, dan moet jy weet dis waar ek my geloof ingooi en sê dan is dit die ingryping van die Skepper. Want hy wil nie, kyk, die Skepper moet op 'n punt kom waar hy sê nou kerels, nou vloed ek julle. Nou het julle te ver gegaan. Jy weet nou niemand het beheer daaroor eintlik. Jy weet so ek gaan my nie aan steur. Die groot ding is jy moet in veiligheid sorg dat jou kinders en ek sê altyd dit wat jy op aarde doen, as jy nie 'n erfgenaam het nie, dan werk jy vir nie. Jy moet jou kennis en jou aardse goed moet oorgedra kan word. Anders is jy mos nou steep dat jy mors jou tyd. Dis so. Jy doen kom jy hier.
So ja, nee, ek verstaan nie die elektroniese gelde nog baie min. Ek het nou begin navorsing. Ek is 'n ou wat baie meer belangstel in genetika. Ek stel vreeslik belang om te weet waar kom ek vandaan? Waar kom my pa vandaan? Waar kom my oupa grootjie vandaan? Ek loop terug in die geskiedenis. Dis hoekom ek gaan na my haar verbid gee en sê kyk 'n bietjie na my boom. Waar kom ek vandaan? Jy weet, hoe's ek verband aan Eva? Maar dis my belangstel. Jy weet, na die geld aspek wil ek net brood koop. Dis eintlik al. Dis jy weet, maar dit is belangrik om te weet dat die geld waaraan ons gewoond is, rand, dollar, pond, goud, silwer, platinum, tydsom. Ons is daai evolusie het nou hy's op sy piek. Hy gaan in 6 jaar weg wees. Hy kan oor 6 jaar nie meer oorleef. Die enigste entiteit op aarde wat sy waarde gaan behou in terme van waarde is water. Want sonder water kan jy nie lewe. Jy kan sonder kos lewe, maar jy kan nie sonder water lewe. So die beste om Bitcoin se waarde te begin vasmaak is gee hom waterwaarde. Want dis die enigste entiteit, dis die enigste element in die natuur wat die mens nie kan maak nie, wat jy nie kan recreate nie en waarsonder jy sal doodgaan binne 36 uur. Jy het net 36 uur tyd. As jy water van 'n mens wegvat, gee jy vir hom die grootste gif in sy lewe. So die beste waardasie vir Bitcoin is sê vir hom 1 liter water kos 1 Bitcoin. Dit is want jy kan nie sonder water. Daar's geen manier wat jy sonder water kan lewe. So dis iets wat jy kan vas. Maar en op die stadium is hy 0 Bitcoin werd. Water het geen waarde. Hy's nie randwaarde nie, hy het nie dollarwaarde nie, hy het nie pondwaarde nie, hy het geen waarde. Ons besef nie hoe waardevol hy is nie. Dis reg. Sonder hom is jy dood. Dankie Gideon, dankie vir jou tyd. Weet dalk net jou nommer gee? Okay, as mense my in die hande wil kry is my selnommer is 027, natuurlik die plus voor, plus 027 en dan 78713 6377 en my e-pos is Gideon H, onthou asseblief die H, Gideon H vir Hendrik, soos Gideon H Groenewald @gmail.com. En ek is ook op daai 078 nommer is ek beskikbaar op WhatsApp en julle is welkom. Julle kan enige ou wat oor dinosaurs onthou, ek hou van my dinosaurs, ek is lief om oor hulle te praat, maar ek is nie in die toerismebedryf nie. So dit wat ons doen in Clarence gaan nie oor toerisme nie, dit gaan oor die akademiese waarde van die dinosaurus om die eenvoudige rede dat ons kan vir kinders wat belangstel in die illusie van die dinosaurus wat die wêreld oorheers, kan ons wys hulle het regtig bestaan. Maar die Here het hulle van die aarde verwyder. Ons weet nie hoekom hy dit gedoen het nie, maar hy het van hulle almal voeltjies gemaak. Hulle vlieg nou. Waar is die toilet? Ek gaan nou vir dankie, hier is my kinders wat nou 'n toilet het. Hulle soek 'n toilet, dis realiteit. Dis realiteit. Dankie julle, dankie vir die tyd. Dankie Gideon, ek waardeer dit. Okay. Dankie.